Eerste een vir 'n middagsessie. Pragtige mooi blou kurper hier in die middel van die winter in die bosveld. Hoe's daai? Vir 'n winterkurper. Kyk net waar sit daai hoek. Mooi in daai harde been in daai onderste lip. Lekker kurpers in die winter. Gaan julle alles wys wat ons doen in hierdie middagsessie om van hierdie mooi kurpers aan te keer in die winter? Die aas, waar ons gooi 'n paar triks. Alright, so een of twee baie interessante triks wat Tokkie my geleer het met hierdie kurpers. Jy het niks fancy nodig in terme van jou gerei of jou stroppe of iets nie. Jy hoef niks aan te pas nie. Hier is my standaard gly rietvleis strop waarmee ek by enige dam sal visvang. 10 pond hoeklyn, my nommer 1 Daiichi hoekie. Daai is 'n ek dink 'n M1 of 'n M1.5 sinker. So alles baie standaard. Maar ek gaan en hou baie van wit in hierdie dam. Wit sagte flouties of hardes. Twee van hulle. Hierdie flouties is bitter klein, so ek sit 2 van hulle op. Maar kyk nou gou-gou. Wanneer ek my voerbal vat, ek haal hom uit my emmer uit, dan druk ek nie 'n massiewe harde voerbal nie. Ek druk hom net sodat hy net by mekaar bly dat ek hom op die sinker kan sit. Maar ek druk hom nie styf soos as wat 'n ou sal maak wanneer hy nou hard gaan gooi nie. Sit hom net so dat hy net hou. Want julle gaan nou sien waar gooi ek. So kyk al. Daai voerbal gaan feitelik wanneer hy onderkom of selfs met die impak wat uit die water tref, gaan hy al begin opbreek. En daai wolkeffek en daai aktiwiteit in die waterkolom, die kurpers is mal daaroor. Hulle kom in, hulle kom dadelik kom kyk wat aangaan, hulle volg die voer af en hulle begin op die bodem vreet. Maar kyk nou gou hierso. Bitter belangrik vir hierdie kurpers. Kry vir jou 'n katrol met 'n voorste remstelsel. So julle sal sien, ek het nie my buiterunner funksie gebruik ek glad nie, maar die voorste remstelsel is los. Julle kan sien hier is die voorslaglyn, daar's die voerbal, die lengte van die stok, is 'n 9 voet stok. Nou kyk nou wat doen ek maak hom oop, ek hou die voerbal in my hand vas, en ek wil regtig bitter naby aan die kant wees in so 1,5 meter diepte water. So, al wat ek gaan doen is ek gaan hom net uitswing en hom neersit. Net daar. Hou die lyn slap terwyl jy hom op jou stand sit en dan vat jy die voorste rem is mos nou redelik los. Dan draai jy net die spoel. Nou hierdie is krities. Jy draai hom sodat die lyn styf is, maar jy moet versigtig wees. Sodra die lyn begin styf word, moet jy nie die bol wat op die bodem lê nou skuif nie. So jy moet hom net genoeg draai dat hy basies die punt van die stok net die tension begin voel. So jy moet baie saggies met hom werk as jy op hierdie punt kom waar die lyn amper styf is. Kyk, daar's hy nou. Gaan hom nog so een klik gee voordat die bol beweeg. En dit maak dat wanneer jy nou agter jou stok staan, dan vang die kurper homself teen die tension van die lyn op die stok. Baie belangrik, as jy 'n polisieman gaan opsit, gaan dit nie werk nie, want die kurper gaan die weerstand van die polisieman voel sodra hy aan die aas raak en dan gaan hy alles los. Op hierdie manier hou hy aan vreet en hy trek eintlik die stok al van die mik af. Dus kom jy sit hier reg by jou stok, wanneer jy sien hy gaan, tel jy net die stok op en jy's aan. Kom ons kyk hoe vinnig hierdie een byt. Daar is hy. Net so. Hierdie een het agtereenvolgend 'n paar keer die lyn so laat pluk, en toe tel ek op en ek strike en daar's ek dadelik aan met nog 'n baie mooi kurper. Kyk hierdie pragtige kurper julle. Yes. O, daar release, quick release. Al kom hy af. Ek dink daai hoek het hom net buite op die lippie gevang omdat ek staan en wag vir daai kurper. So hy het hom net so gebyt en toe hom 'n paar keer na mekaar vat, toe strike ek. So ek dink ek het hom net buite die bek gehak, so wat dit vir my sê is ek moet dalk so klein bietjie meer geduldig wees dat hom 'n bietjie beter sluk. Maar onthou ook een ding. Soos wat ons aanhou hengel, soos wat ons aanhou voer in die water sit, sal hierdie vis al hoe meer confident raak en beter begin byt. Jy kan sien my hoekaas is nog perfek reg daar. Ek gaan hom net so los. 2 wit flouties, sagte flouties, so hulle lê maar eintlik op die grond. Net gou 'n voerbal bysit. Dis regtig vinnig. Skoon voerbal, geen dips. Vat hom, druk hom net om die sinker mooi vas. Soos dit. Hy's lekker crumbly. Net so. Kram terug in die water. Jy kan lekker vinnig hengel. Right.
Dan het ek dalk bietjie ver gegooi. Kirpers is regtig baie naby aan die kant. Jy hoef nie ver te gooi nie. Dis ideaal as jy jou kinders wil leer visvang of as jy self lus het om net 'n dag lekker te hengel. Kirperhengel is 'n ongelooflike lekker tydverdryf. My kameraman is nou net gou daar agter op die foon. Maar hier het ek nou 'n baie mooi kirper aan die lyn. Ek probeer net katrol. O, daar kom hy af. Weer 'n keer. Wat wil jy nou meer hê as 'n katrol wat skreeu? Hierdie kirpers beklei ongelooflik lekker. Ek het nou soos 'n regte professional vandag nie 'n skep net saamgebring nie. Moenie my vra hoekom nie. Ja, dis 'n mooi kirper. Wat is hierdie man? Kom my seun. Maak op jou bek. Hierdie hoek sit heeltemal buite die bek. Maar as het hom nog steeds gevang. Kyk hoe mooi is daai vir 'n kirper. Kom maak oop. Jy moet versigtig wees, daai vin hierbo het verskriklike skerp steeksels op. En hy kan jou lelik seermaak, so bly weg van hulle af. Maar anders as dit is dit 'n lieflike vis om te vang. Kyk daai groot bek. Jy kan nie glo dat hierdie vis so skelm is met daai groot bek nie. Kyk gou van naby. Hierdie vis het sulke grouwe tuintjies. Ek hoop die kamera kan fokus hier. Hy het sulke grouwe tuintjies hier in die bokant van sy lip, as ook in die onderkant. En met daai fyn tuintjies vreet hy die aas verskriklik maklik van 'n hoek af. En dis waarom jy al hierdie klein goedjies moet doen om 'n suksesvolle kirperhengelaar te wees. Nou ja, kom ons sit hom terug. Hy wil graag swem, maar hoe lekker is dit nie om hierdie ouetjies te vang hier in die middel van die winter nie. Thanks my Jommy. Gaat jy? Kom sit nie. Yes! Woe! Kyk hoe lekker fight hierdie enetjie. Ek sê nou, ou het net 3 ure in 'n agtermiddag nodig om hierdie te kom doen. Jy hoef regtig nie die hele dag te kom sit en kirpers vang nie, want jy gaan jouself moeg vang. Jesus, want hulle byt lekker. Hierdie enetjie is nog effens groter as die vorige een, hè. Watch hom. Pragtige blou kirper. There we go. Kyk waar sit daai een. Hy's daar mooi binne in die bek gevang. Ons haal hy hoekie daar uit. Julle sal sien hy het so vleesie daar aan die binnekant. Mooi in die vleesie, maar jessie. Hierdie is al 'n beter een, hè. En Tokkie sê vir my, hierdie is die average grootte in die dam. Hierdie is nog nie die mooi vis nie. Hierdie is die average. Nou as hierdie die average is, mense, ek kan die hele dag hierdie kirpers vang en ek seker al van julle kan met my saamstem. Wat hierdie mannetjies? Amazing. Kyk hoe gesond is hierdie vis. Kyk hoe lank is daai vinnetjies van hom daaronder. Wragtig 'n beautiful, baie mooi kirper. Regte egte blou kirper in die Bosveld. Lekker. Kom ons gooi in, ons vang nog. Dankie, kirper. Kyk hoe mooi blou is hy. Yes, ek hoop julle kan dit sien. Daar gaan hy. Yes, hulle beklei lekker. Kyk julle, ek gaan net weer gou deur hierdie proses hardloop, né? Want as jy hierdie voerbal net te hard opsit, dan stamp die kirpers die voerbal en hulle tel nie jou aas op nie. Dit is van kardinale belang dat die voerbal, jy moet hom letterlik so opsit dat hy moet amper afval as jy hom ingooi. Nou, daar is die bal. Obviously ek sny hom nou met die skaglyn in die middel deur om die sinker in te kry. So daar is hy nou in 2 dele. Dan druk ek die sinker in en daar waar ek hom vasdruk. Ek gaan hom nog een keer druk, daar. Niks meer as dit nie. As jy meer as dit doen, dan stamp die kirpers die voerbal en jy kry buite en jy strike, maar daar's niks aan nie. Wanneer jy dit op hierdie manier doen, dan kry jy byt en die vis is dadelik aan. Kom ons probeer dit vir julle demonstreer op kamera. Right, hier gaat hy. En as hy, lyn is lekker slap, maak hom net effens stywer, gaan net hierdie kant staan. En pas op dat jy hom nou nie te styf trekkie, daar is hy. Nou staan ek feitelik met my hand gereed op die stok. Wat nice is ek kan die stok vorentoe en agtertoe beweeg op die mik. Sou ek wou hê die lyn moet 'n bietjie meer slek en of ek wil hom 'n bietjie stywer hê, dan beweeg ek net die stok stadig agtertoe. Dan maak ek die lyn effens stywer tussen die stok se punt
en die voerbal. Julle tokkie hou aan met my raas. Hy sê ek druk nog steeds die voerbal te styf vas. So. Daar gaat hy nou, snou hom in die middel deur. Hy sê, nee, daar is nie mooi in die middel nie, hou net vas. Net daarom 'n balvorm. Snou hom in die middel deur. Trek die sinker in die voerbal in. Hou die lyn styf en druk hom net een keer. Het lyk terrible, maar die vis dinkie so nie. So moenie daar worry nie. En hy hoef nie aerodinamies te wees nie, want jy gaan nie ver gooi nie. Gaan net so maak. There we go. Right. Kom ons check. Daar is hy. Daar's 'n karper. Kyk hoe vinnig was daai, julle. Amazing. Wat sê so? Yes, en dis weer 'n mooi. Kom hy weer af. Skud sy kop so 2 keer in daai harde been back en daar's die hoek uit. Maar ek het hom gelukkig gesien, hy was net hier voor. Ek gaan net weer 'n aasie aansit. Ek wonder of in plaas van 2 flouties gaan ek nou net eenetjie probeer. Kyk of hy hom dalk so bietjie beter hak. Dat daar net meer hoekpunt is wat wys. Maar daar het julle nou gesien hoe Tokkie se triek gewerk het. So onthou dit nou. As jy die voerbal te hard aan sit, dan vang jy hulle net eenvoudig nie so goed soos wat jy hom inskuif. 1 keer. That's it. Niks meer is dit nie. Kom ons kyk. Dan het ek bietjie verder gegooi. Tokkie sê as jy hom so bietjie verder gooi, dan vang jy gewoonlik bietjie groter karpers en dit maak absoluut sin want die water is ons obviously 'n klein bietjie dieper. Maar die leader steek nog steeds uit bo die water. So julle, hier's nou nog een. Elke keer wat ons nie afneem nie, dis mos tipies hoe dit werk. Dan byt hulle al te lekker en elke keer wat ons 'n byt probeer kry, dan verloor ons hulle of ons mis hulle. Maar daar is nog steeds, ek sê nou, daai nommer 1 hoekies wat nou my standaard strop is, hulle werk, maar hulle is eintlik net te klein. So ek sal voorstel, wanneer 'n ou hierdie tipe hengel doen, en ek het nou nie vandag van hulle hier nie, is sit vir jou nommer 3 hoek op. Die hoek is 'n bietjie groter, kyk net hoe groot is daai ding se bek. En nommer 3 hoek gaan nie saak maak nie. Inteendeel, hy gaan vir jou beter werkverrigting gee. Hy gaan deur daai vleesie gaan en agter daai harde lippie gaan sit, waar die nommer 1 hoekie is 'n klein bietjie te klein. So ek verloor elke tweede, derde vis want hy skeer uit. Net hier voor as ek hom nou wil op, bietjie meer pressure op hom sit om hom op te bring, dan skeer hy uit. So onthou dit, bietjie groter hoek, dan gaan jy definitief meer van hierdie outjies vang. Yes, maar is lekker. Julle, ons is amper in Julie. En kyk hierdie vis wat ons vang. Amazing. As hy. Hier het ons nog ene. Hierdie gaan definitief die laaste een vir die dag wees, want, wow! Want julle kan nie glo hoe hierdie goed, die oomblik wat die koelte, die skaduwee oor die water kom, hou hulle net eenvoudig op byt. Dis 'n vis wat hou van om in die dag te byt in die sonlig. As dit redelike warm, gunstige toestand is, meer is 'n mooi karper weer, wat jy so. Stel ook voor jy hengel met 'n lekker dik hoeklyn, 'n 14 pond en dikker vir die diameter, want daai tande soos wat hy nou so maak, kan maklik die hoek afskuur, die hoeklyn afskuur. So ek is nou versigtig, want hierdie een het al klaar panies gevat. Ja, julle, hierdie is definitief die laaste een vir die dag. Maar dit is nou hoe jy 'n lekker middag karper sessie eindig. Maak op jou bek. Kyk nou net daar. En kyk, hy's weer in daai vleesie. Sien julle wat ek bedoel vroeër? In daai vleesie. As jy hard genoeg trek, dan skeer hy net uit. So, gebruik 'n bietjie groter hoek. Ek kom net uitkry. Dan's hy. Gebruik 'n bietjie groter hoek om seker te maak wanneer jy hom hak jy hom ordentlik. Maar daai is nou definitief ons laaste vis vir die middag. Ons was letterlik hier vir 2 ure. If that, en hierdie is seker die 10de karper. Maar kyk net hoe mooi is dit, julle. Karpers in die winter, as jy die regte venue kom besoek, hier by die Concentrator, soos wat ek gesê het, as jy wil boek, dis net op vir klublede, boek deur Tokkie Burger. Ek sal hier onder in die beskrywing bietjie meer inligting gee. Soos ek sê, jy kan hier kom hengel by die Concentrator, jy kan hierdie pragtige mooi karpers kom vang. Hier is ook karps, hier's babers, hier's 'n paar ander interessante spesies wat ook hier rondswem, maar hierdie is definitief jou teiken. Nou ja, toe, daar gaan hy, Karper 101 in die winter hier by die Concentrator. Kom ons sit hom terug, en dan sien ek julle volgende keer. Thanks, Karper. Sterkte, want ek dink dit gaan vrek koud word vanaand. Lekker! Okay, julle, so, ons is nie klaar met die video nie.
Maar die ander stok wat ons die een kant uitgegooi het vir 'n karp, hy het nou sy eerste byt opgelewer. So die karpe byt ook, maar hulle is definitief in wintermode. Hulle is lekker stadig. So as jy vir hulle wil hengel, tipies winter, gooi hom, los hom. Weet Tokkie het aan my genoem, die geur om te gebruik vir die karpe in hierdie dam is rooi GP, dis maar so 'n anyserige bandspice. Cinnamon werk ook goed, perreby met die naaltjie, so dis definitief 'n spicy dam as jy vir die karpe wil hengel. Maar jy moet geduldig wees, hy gaan 'n rukkie lê en dan byt hy. Ek het nou Tokkie gehijack hier, want hy het eintlik hierdie stok vir my ingegooi terwyl ek besig was met die karpers. Maar kom ons kyk, hoe lyk die vis wat hier op is? Ja, kom ek land hierdie ene. Ek gaan hom net so neersit. En daar is 'n baie mooi concentrator dam karp. Kyk net hoe gesond is hy. Hierdie dam is in 'n fantastiese kondisie. Die vis is in 'n fantastiese kondisie. Die water is gesond, die vis is gesond. Hulle byt selfs in die winter. Moenie jou stokke wegpak nie. Kom na die water toe en kom hengel. Lekker.